Gek oor haar eie Afrika Ondier, episode 102. O, my maggies, Afrika Ondier, liefste leeuman, besef jy wat jy nou net gedoen het? Roep Lia geskok uit. Nee, wat? Die mooi man staar verbaas na haar selfoon in sy hand. Jy het my ma en haar aanstaande na ons troue toegenooi en beloof dat ons hulle sin 2 weke later sal bywoon. Wat van my pa? O, dit. Sergio sit die foon met 'n breë glimlag op die tafel neer. Natuurlik weet ek daarvan. Ek het nog net 'n halwe bier in en is ver van aangeklam af. Los jou pa vir my. Ek sal sy snare tokkel, daai wat saak maak. Dit beteken dat ons moet werk maak van visums en wie weet wat nog. Gelukkig ken ek 'n reisagent in Barra. Onthou om jou paspoort saam te vat die naweek. Ek is dankbaar om dit te hoor, spot Lia en skud maar net haar kop. Sergio het voorware slag met mense, met haar ook, en sy kan tog nie nou meer vir hom nee sê nie. Sy en hy gaan saam Europa toe. Lia sit gemengde groente in 'n pot met 'n klein bietjie water, skakel die rys af en maak seker dat die hoender nie in die pot vasbrand nie. Daarna pak sy die renoster en sy dekseltjie op die laaste rak van die oond, maak dit toe en skakel aan. Sy stap daarvandaan na haar wit bord en teken die tye aan. O, my aarde, ons gaan weer deurnag, steun Sergio, toe hy sien dat dit rondom middernag eers gaan afskop. Nee, ons gaan nie. Ek gaan 'n wekker stel, en as die oond eers afklik, moet dit in elk geval vir 10 ure lank afkoel. Nou gaan ons eet, die kos is reg. Sy begin om die kos tussen 2 borde te verdeel. 'n groot porsie rys, hoender en groente vir Sergio en veel minder vir haar. Die slaai gaan tafel toe, die man moet homself daaraan help. Wel, dit is goed om te hoor, want Aleid hoop dat ons môre teen 3 uur hier sal kan wegspring. Ek glo dat jou oond in daardie stadium reg sal wees om uit te pak, of so hoop ek. Wat bedoel jy, Sergio? Is dit môre al Vrydag? Vra Lia. Ja, my engelvrou. O, my kriek! Wel dan, beter my oond reg uitkom. Het jy vir Arend gesê, dat Aleid bereid is om ons saam te neem, en dat dit al môre gebeur? Vra Lia. Nee, hy weet, ek het net nou met hom hier buite gestaan en gesels. Hy sal reg wees, en damn! Hy bly 'n oomblik stil, en toe erken hy, Lia, jou kos is heerlik. Dankie, maar hoekom kyk jy so na my? Het jy iets anders verwag? Wel, sê ek liewer niks, dan bly my lip heel, maar ek is aangenaam verras, spot hy. Lia pak nog aan die keramiekstukke, wat eintlik steeds te warm is vir bubble wrap, toe Sergio Vrydag inry met sy bakkie, onder die afdak gaan parkeer en op 'n drafstap na haar toe aankom. Is jy reg, Lia? Is jou ander goed klaar gepak? Jep, hierdie ouetjies is net nog steeds vrek warm. Ek pak het nou maar in papier. Ek is bang die bubble wrap smelt aan die keramiek vas. Maar dit is amper klaar. Ek moet nog net hierdie 2 goed insit. Sergio stap in. Hy wil begin sakke aandra vliegtuig toe. Syne staan was altyd reg, daar in sy plek vir noodgevalle, en sommer net, sodat hy nie hoef te wonder wat hy gaan vergeet, as hy moet inpak nie. Nie dat hy vreeslik bekommerd is, oor wat om saam te neem na Tolfo toe nie. Dit is mos sy ander huis. Hy het alles daaronder in sy klein woonstelletjie. Maar nou steek Sergio voor haar pakkaas vas. Lia, wat is hier aan die gang? Het jy vergeet ons vlieg? Dan vat ons mos gewoonlik die minimum bagasie. Lia sit die laaste bakkie in die boksie en toe maak sy dit toe. Jy's reg, Sergio, sy bedui na die kleinste sakkie. Daar is myne.
Maar die groot een is vir Mika en die ander sak is vir die man wat die Ferreras se huis oppas. Ek het sommer alles wat gevat wat my pa ook uitgegooi het. En dan is daar 'n gesinnetjie wat daar woon en ek het vir hulle klein goed elkeen iets gekoop toe ons nou die dag in Bonsai was. Kan ek iets help dra? Vra Arend van die deur af. Sy donker oë maak ook vraagtekens toe hy die yslike pak kaas daar sien. Wel, sy pak darm nie altyd so nie, sê Sergio. Dit is net 'n klomp goed wat moet saam, en natuurlik as Aleid plek het in sy vliegtuig. En natuurlik het Aleid plek. Dit is 'n 8 sitplek vliegtuig en hulle is net 4 saam met hom. Peer is terug op die plaas en hy bly hier agter. Daar is 'n kampgroep wat Saterdag aand van sy dienste wil gebruik maak vir 'n skaapbraai. En Sondag sal hy en Maria skouer aan skouer staan en kook aan 'n buffet ete vir 30 gaste. Aleid knip nie 'n oog nie. Hy laai sakke en bokse in. Want natuurlik stuur Manuel en John weer vir Sergio se mense van die vrug van die plaas en die vloeibare wonderwerke uit hulle kelder en stokery. Dit is so lekker om weer laatmiddag oor Tofu en Barra te vlieg voordat Aleid neerstryk. Maar hy gaan nie te lank bly nie. Die mense wat hy moet wegneem na Maputo staan al lankal vir hom en wag. Hy groet Sergio se pa, praat 'n paar woorde met hom en waai vir die ander 'n groet met die hand waar hulle nou bagasie in Sergio se pa se Range Rover laai. Sien julle dan maandagmiddag? Geniet julle kuier. Ons sal dankie en baie dankie dat jy ons veilig hier besorg het. Al betaal ons net halfprys. Dis 'n bargain. Ons sal weer daarvan gebruik maak as ons mag, grin ek Sergio. Ja, julle moet en julle mag. Ek geniet julle geselskap en as my brandstof en vliegkoste gedek is ek tevrede met die geld wat ek vir julle gevra het. Maar net vir die interessantheid, hoe het jy gedink moet ek halfprys passasiers op my vliegtuig hanteer? Wel, jy kon ons seker aan die vlerke laat hang het, of aan die wiele laat vasbyt het, antwoord Sergio vreeslik droog en ernstig. Nee, ek sal dit net doen as al die sitplekke geneem is, gee Aleid hom van sy eie medisyne terug, en daarna stap hy weg na sy gaste wat wag. Pa Martinez se aandag is nou by hulle 3, maar veral by Sergio. Hy trek sy seun teen hom vas, en Lia kan haar altyd soos altyd verkyk aan die naakte omgee en liefde wat pa en seun vir mekaar het. En toe kom sy aan die beurt. Pa Martinez trek haar ook styf teen hom vas, en toe kry sy 'n klapsoen, net soos sy seun. Daarna steek hy hand uit om vermeel en met Arend loop op wolke sing ook kennis te maak. Sergio se ma en suster is net so bly om hulle te sien, so lekker, want hulle sou mos eers oor 'n week gekom het. Nog mense wat bly is om hulle te sien is Sylvie en Haya. Hulle is net nie so bly dat hulle vakansie nou einde se kant toe staan nie. Maar dit was lekker, en dankie dat hulle Sergio se beach buggy kon gebruik om die hele omgewing mee plat te ry. Albei van hulle was al tevore in Injambaan. Sylvie en Paula het by sommige hospitale daar ook diens gedoen, maar nou kon hulle elkeen se gunsteling plekkies saam gaan verken het. Dit was 'n wonderlike witbrood. Wanneer almal later met 'n skemerkelkie op die dek sit, vra Lia, waar is Mika? Dis mos Vrydag. Sy en Diego is weer vandag op een van die diepseebote uit, vertel Ma Martinez. Gelukkig kan sy soms saam met Diego terugry as hulle op dieselfde boot uit is, dan hoef sy nie al die pad te stap nie. 13 kilometer, verduidelik Sergio vir Arend. Dit is wat sy stap as sy nie 'n lift saam met iemand kry nie. Dit is fluks en fiks, merk die Indiaan op. Duidelik gaan hy hom nie te veel ophou met
Portugese vroukies wat honderde kilos per maand te voet af lê nie. Hy het net geen belang daarby nie. Sergio wil nou by Sylvie en Haya weet. En was julle twee toe vir julle eerste besoek as swanger egpaar by Dr. Klets? Ons was. En dit is nog net aan die begin soos wat ek vermoed het. En sy is nog nie eens 2 maande aan die gang nie, maar die klein ding is daar. Haar duidelik op die sonaar gesien, spog Sylvie. Haar? Vra Arend, is dit nie nog 'n bietjie vroeg om dit met sekerheid te weet nie? Ou boet, dit is 'n dogtertjie. Ek hoef nie te sien om dit te weet nie. Sylvie vat Haya se hand en vou dit in hare toe. En was dit vir hierdie gereserveerde, gesofistikeerde, manlike Chinese chauvinis nogal 'n kultuurskok om iemand soos Dr. Klets raak te loop in tofu? Soos vir byna almal, giggel Sylvia, Sergio se suster, en klop op haar 6,5 maande oue baba maagie. Met my eerste besoek daar, wou ek 'n ander ginekoloog gaan soek, maar toe vertel die mense vir my dat Dr. Klets die beste baba man in Indiambaan is, en toevallig ook die enigste. En Haya, het hy jou ook een kant toe geneem en vir jou sy triks gewys? Vra Sergio. Hy het ja, net een. Haya lig sy linkerhand op en laat sy vingers hang, en dit maak so halfmaan, en toe tik hy op die kneukel. Intussen het ek uitgevind, dit werk nogal. Wat werk? Vra Sylvie en Lia gelyk. Die triek! Maar dit is ongelukkig tussen ons en Dr. Klets. Beduie Haya. Dan is jy ook nou mooi groot, verklaar Sergio. Duidelik is Sergio se pa en Arend nie mooi groot nie, want hulle kyk vir Haya en Sergio aan asof hulle 'n ligte tikkie met 'n 2 meter lange olifantslurp gekry het. Aandete is hier, roep Diego van die kombuis af. Hy het 'n paar mooi visse gevang, en een daarvan gaan vanaand gebraai word. En dan is daar mossels, waarvan ma Martinez vanaand 'n sop wil kook, so lekker romerige sampioensop met die mossels daarin. Waar is Mika? Vra Lia weer. Verby na haar huis toe, antwoord ma Martinez, maar toe sy sien hoe Lia se gesig val, voel sy by. Sy huur mos nou 'n buitekamer hier by Alice hulle se mense. Lia slaak 'n sug van verligting. Sjoe, ek is bly om dit te hoor. Daardie 2-man tentjie gaan nie deug vir wanneer die reenseisoen in Mosambiek begin nie. Wel, sy vat nog steeds die fiets wat sy mag huis toe bring vir haar maters daar agter in die Ferreira-kamp, vertel Diego, en stap oor om sy vroukie te groet. Maar Sylvia trek weg. Die man sal eers moet gaan stort en skoon aantrek voordat hy sy vrou mag soen. Sylvie gee hom ook een kyk en hou asem op. Sy's mos in daardie gewraakte eerste semester van haar swangerskap, waar reuke jou maklik badkamer toe kan laat hardloop. Nou, wat is julle planne vir môre? Vra pa Martinez. Hy het die vis nou velkant ondertoe op 'n spesiale rooster gesit. Ma Martinez staan reg met 'n bottersousie waarmee sy die vis gaan bedruip en verf. Wel, ek weet nie wie van julle met ons wil saamry nie. Ek en Lia moet 'n paar afleweringe vir haar pattery gaan doen, en dan het ek 'n verrassing vir haar. Hy kyk na Sylvia, sy suster, en Lia wonder of broer en suster saam beplan het aan wat ook al die verrassing gaan wees. Dan vra Sergio, Arend, is jy lus om saam met ons te ry? En jou verrassing te gaan staan en spoil, wat ook al dit is? Nee, dankie, ek wil nie 'n 5de wiel aan die wa wees nie. Ek bly net hier, dit is mooi genoeg net hier. Ek sal graag 'n bietjie wil gaan stap, miskien na die dorpie toe, of langs hierdie pragtige meer.
Ek wil alles sien, voordat ons maandag teruggaan Bonsai en Hurters Retreat toe. Miskien is dit die laaste keer tydens my Afrika besoek wat ek in hierdie gedeelte van Afrika uitkom. Nee, absoluut nie. As Peetpa vir my en Haya se dogtertjie, sal jy Afrika nog vele kere moet kom besoek en elke keer sommer baie lank moet bly. Raas Sylvie met hom. Peetpa? Arend se wenkbroue trek op. Duidelik is dit die eerste woord wat hy daarvan hoor, en toe skud hy sy kop stadig op en af en glimlag. Nie 'n slegte plan nie. Dankie vir die aanbod. Ek sal daarvan hou om jou kind se Peetpa te wees. Alle Sergio se mense hoe uitgehonger verkuier met hom, kan niemand hulle oë later as 10:00 oophou nie. Hy en Lea in kluis, en dan het hy mos planne vir hulle vermôre. In sy oulike woonstel daar onder die huis stort hulle vinnig, en toe probeer Lea om hom te oortuig om vir haar te vertel wat sy geheim is. Wat beplan hy vir môre? Hy moet haar nou sê, anders gaan sy nooit kan slaap nie. Wel, jy sal maar moet wag en sien. Sergio soen haar nag en draai op sy ander sy weg van haar af. Dit was 'n lang week, die wegneem van die 2 jong maanaars na Navara, en met Lea se bakkery gisterand het hy net so min soos sy geslaap. Maar anders as sy wat weer kon toemaak, toe die Kellen sy laaste klik gegee het, moes hy opstaan en regmaak om te gaan werk 'n paar uur later. Sy dae by die hospitaal is ook nooit maklik nie. En nou hang Lea oor hom en treiter sy oor met haar tong. Sergio, fluister sy naam. Hy glimlag effens en vra, wat is dit my engel vrou mensie? Ek wil weet, wat beplan jy vir môre? Nee, wag so bietjie, dit is nie meer so lank tot môre nie. Hou net 'n bietjie uit. Ek kan nie. Sy streel met haar vingers oor sy bors en af na sy naaltjie toe. Gaan dit lekker wees wat ons môre gaan doen? Vra sy. Nie so lekker as dit wat ek nou aan jou gaan doen, as jy nie ophou nie. Waarsku jy? Nee, toe maar, ek weet jy smoeg. Dit kan seker wag. Maar oor die verrassing, gee my net so 'n halwe leidraad. Asseblief ondier. Nee, dan is dit nie meer 'n verrassing nie. Maar Sergio, nag my engelpop. Lea vlieg van hom af en gaan lê op haar kussing. Sergio Martinez, jy's 'n wat liefie. Hy's amper in droomland. Jy's 'n wrede Afrika ondier. Is so nee, mymer hy, en toe raak sy asem reëlmatig. Duidelik sien Lea dat haar Afrika ondier vanaand 'n toeboek gaan wees. Uit hom kry sy net mooi niks meer nie. Daarom draai sy ook maar om en maak haar oë toe. Sergio is reg. Môre gebeur wanneer sy weer haar oë oopmaak, as sy net kan slaap. En sy doen, want 8:00 die volgende oggend staan Sergio voor die bed en sit 'n koppie koffie op die bedkassie langs haar neer. Sy moet aantrek. Hulle gaan net eers ontbyt eet, saam met die res van die gesin en die vriende. En Mika het al kom hoor hoe laat hulle sal reg wees vir ontbyt. Mika, Lea vlieg regop. Sy sien so uit om vir Mika weer te sien. Die vrou is vir haar so interessant. Sy hoop dat hulle die keer kans gaan kry om langer te gesels, want sy wil uitvra oor Mika se verlede. Waar kom sy vandaan? Het sy familie iewers? Was sy tevore getroud? Het sy dalk kinders? As dit van haar afhang, bind sy vir Mika in 'n stoel vas en begin vra, en sy kielie haar as sy nie antwoord nie.
al die vrae wat in haar kop ontstaan het sedert daardie dag toe sy die donkerkop vrou met die mooi bruin oë daar op die visserskuit saam met hulle gesien het. Die dag waarop sy en Sergio mos saam met Diego uit was op die diepsee. Die skok om te sien dat hierdie interessante vrou in 'n 2-man tentjie in 'n soort plakkerskap woon, was nogal groot vir haar. Sy woon daar saam met mense wat niks en minder as niks het nie. Die dat sy haar klerekas gaan uitpak het. Mika is waarskynlik 'n goeie 20 cm langer as sy, maar sy weeg waarskynlik selfs nog minder. En Lia druk mos ook nie die skaal in die rooi nie. Sy is self 'n bietjie aan die te skraal kant, maar kos pla haar nie. Kos pla ander mense as hulle sien hoe min sy eet. Gelukkig is dit duidelik dat Sergio intussen vrede gemaak het met die feit dat sy so min eet. Hy pla haar nie meer daaroor nie. Lia drink haar koffie, staan op en gaan was haar gesig en borsel tande. Sy trek aan en sit 'n smeersilkie kleur op haar gesig saam met 'n vegie mascara. Sal jy hierdie vir ons dra asseblief, Sergio? Vra Lia en beduie na die groot klere sak. Sy hoop nie dat dit 'n klap in Mika se gesig sal wees, omdat sy wat Lia is, hierdie spul goed nou hier aangebring het nie. Sy is net nie heeltemal seker hoe om dit te benader, sodat dit nie na liefdadigheid moet lyk nie, want Mika is 'n trotse mens. Maar Mika is gelukkig ook 'n maklike mens. Hulle kry haar daar agter die toonbank by ontvangs. Mika, ek het mos van my kamer na 'n woonstel getrek in die ou plaashuis. En weet jy wat, daar was nog so baie goed uit my skool en studente daar ook. Ek het uitgegooi en uitgegooi. En het ek gewonder of jy nie iets is wat jy dalk wil gebruik nie. Jy's nou wel 'n bietjie langer as ek, maar ek is seker dat jy skraler is. Mika lyk 'n oomblik verras, en toe sien sy die groot sak in Sergio se hande raak. Jy trek so mooi aan, Mika, maar ek weet nie waar jy alles geberg het in jou vorige huisie nie. My 2-man tenthuisie praat jy van, en toe bars Mika uit van die lag. Daar was nie veel om te bære nie. Jy's reg, ek het nie baie klere nie, en het jy hierdie sak goed vir my gebring? Eintlik, ja, Mika, en as daar iets is wat jy nie kan of wil gebruik nie, gooi dit asseblief weg, of deel dit uit aan iemand wat dit wel kan gebruik. Ek is doodseker dat hier absoluut niks is wat ek sal wil of kan weggooi nie, behalwe as my boude te groot is. Dankie, Lia. Jy het seker gehoor dat ek ook intussen verhuis het? Ek het self ook opgegradeer. Ek het uit my tent getrek en woon nou in 'n kamer van baksteen met 'n eie stort en 'n wasbak. Dis te lekker. Wel, Sergio het planne vir die dag, maar as jy nog hier is wanneer ons terugkom, kan ons hom dalk vra of hy bereid sal wees om jou reissak weer te dra. Dan kan ons gou daar by jou gaan inloer en hy kan die sak vir jou huis toe dra. Dit sal wonderweerlik wees, dankie, want die keer sal ek selfs vir julle koffie kan aanbied, sê Mika. Net toe kom Arend, Sylvie en Haya ook in die gang af. Hulle moet by ontvangs verbystap om by die eetkamer te kom. Mika, sê Sylvie en trek Arend aan die arm nader. Hier is hy nou eintlik. My ou boet, my broer, Arend loop op wolke sing. Jy was mos nie hier toe hulle gister aangekom het nie, so kom ek stel julle aan mekaar voor. Arend lig hand. Asseblief Sylvie, kan ons nie net soms die middelste deel van ons van uitlaat as ons mekaar aan mense voorstel nie? Hy loop op wolke. Hi Mika, ek is bly om jou te ontmoet, sê hy. En Lia kan dit nie help om te dink dat sy 'n flikkering van belangstelling agter daardie donker oë van die man sien nie. Hier is julle nou almal by mekaar. Sal ons asseblief deurgaan?
vra Sergio se pa en beduie na die eetkamer se kant toe. En Mika, jy moet asseblief vanoggend by ons aansluit. Ons sal mos hoor as gaste wat kom bespreek het, klokkie lui om in te kom. Dankie, meneer Martinez, dit sal lekker wees, sê Mika. Maar haar oë is vasgehaak op Arend. Duidelik lyk die prentjie van die man wat daar voor haar staan heeltemal anders as die een wat sy in haar kop geskilder het na 'n week in Haya en Sylvie se geselskap. En Lea besluit dat sy dit net met een sin kan opsom. Mika is aangenaam verras en Arend stel definitief belang. Hier kom 'n ding. Maar die verrassing wat Sergio later vir haar het, laat haar eers sprakeloos. Sy is verstom. Lea weet voorwaar nie wat om te sê of hoe om die saak te hanteer nie. Vir 'n kort oomblik weet sy ook nie hoe sy uit hierdie een gaan kom nie. Word vervolg.